Here, ons besef dat ons as mens maar mens is. Ja, Here, ons weet ook dat ons soms ook baie dinge doen wat ook nie U wil is nie. Here, maar soos wat Paulus hier ook in Romeine 12 skryf, kom ons na U toe en ons vra dat U ook daardie gehoorsaamheid vir ons sal gee. Mag dit wees dat ons sal weet wat U wil is. Mag dit wees dat ons U wil sal uitleef en dat ons vir ander mense ook kan help versterk daarin. Here, wanneer ons vanoggend ook met die woord voor ons oopsit, wanneer ons ook vanoggend gaan lees uit Hebreërs uit, dan besef ons, maar daar is ook 'n opdrag en 'n groot gedagte wat ons moet ter harte neem. Here, mag ons U wil in daardie gedeelte ook hoor. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend uit die boek Hebreërs lees, Hebreërs hoofstuk 11. U is meer as welkom om by daardie gedeelte oop te maak, terwyl ek sommer maar net bloot eenvoudig vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor wat in Hebreërs ook vir ons belangrik is, wanneer ons hierdie boek saam lees. Ja, die boek Hebreërs is eintlik 'n aangrypende boek, 'n boek wat baie ingewikkeld is. Ja, veral wanneer dit kom by die manier van hoe hierdie boek saamgestel is, die aard van die boek, die funksie daarvan, en natuurlik die impak van eintlik die boodskap wat vir 'n groep gelowiges geskryf is. Ja, die impak van Christus wat gesterf het, maar wat baie belangriker is dat hy opgestaan het, en dat hy 'n doel het met die kerk wat van daar af ook gestig het. Maar ten spyte van die feit dat Hebreërs eintlik maar vir ons 'n baie moeilike boek is, en dat ons nie eintlik altyd verstaan wat hierdie skrywer geskryf het nie, besef ons tot vandag toe, dat ons nie met sekerheid kan sê wie hierdie skrywer was van hierdie boek nie. Nee, ons weet wel dat hierdie skrywer aan 'n Joodse groep gelowiges geskryf het. Maar ons weet ook nie eintlik presies met groot sekerheid aan watter spesifieke groep dit was nie. Ons weet nie waar hierdie Joodse gelowiges wat tot Christendom bekeer het, hulle self bevind het nie, in watter dorp of provinsie of area nie, nee. Maar wat ons wel weet en met groot sekerheid kan sê, is juis dat hierdie skrywer vir klomp gelowiges 'n preek skryf, waar hy juis vir hierdie mense probeer bemoedig wat moed verloor het, want hierdie klomp mense het reeds vervolging deurgegaan. Die skrywer verwoord dan ook die vervolging wat hierdie gelowiges deurgegaan het, as juis dat hulle beledig was, dat hulle as Christene genoem is. Ja, hulle is daarmee gespot, en van die gelowiges is selfs ook in die tronk gegooi, omdat hulle Christene was. Dit natuurlik het veroorsaak, dat hierdie groep gelowiges hulle self daarmee vereenselwig het, begin dink het dat dit die maatstaf is, begin bevraagteken het, oor wat eintlik die betekenis is, om 'n Christen genoem te word. Ja, hierdie gelowiges het eintlik maar moed verloor, en daarom kom die skrywer, en dan skryf die skrywer vir hulle 'n preek, waar hy juis vir hulle probeer sê, dat hulle nie met moed verloor nie. Hulle moet vashou aan dit wat vir hulle gegee is, 'n belofte wat vir hulle gemaak is. Ja, hierdie skrywer, weet ons, is baie lief vir die Ou Testament gewees, want as ons die boek Hebreërs lees, dan sien ons kort dat hy aanhalings en verhale vertel uit die Ou Testament. En dan besef ons, maar dit was juist vir hierdie groep gelowiges, wat ook geken was daarmee. Hulle het ook die Ou Testament geken, en daarom het hulle verstaan dit, wat hierdie skrywer vir hulle geskryf het. En daarom, met hierdie agtergrond, dink ek is dit baie belangrik, om het eers te verstaan en te weet, voordat ons dan nou ook uit Hebreërs 11 uit gaan lees. Ek wil dan vanoggend vir u lees uit Hebreërs 11, van vers 1 af, tot en met Hebreërs 12, vers 3. 'n gedeelte wat 'n groot geskiedenis vir ons vertel. Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudtyd met soveel lof getuig is.
Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Vanweë hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud krag ontvang het om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was, dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien, en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te ken dat hulle so op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hulle het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genietiging van die sonde te hê, die smaad ter wille van Christus, wat hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het.
Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie deur die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daarom heen getrek het. Omdat Rahab die prostituut geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hy hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vrouens het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeye en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgesweef in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgesweef in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skade daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees vanoggend net so ver. Geliefdes, in hoofstuk 11 kom die skrywer en bemoedig hy eintlik as te ware op 'n baie lang manier hierdie moeilike situasie waarin die gelowiges ook hulle self bevind. Ja, die skrywer bemoedig hulle sodat hulle kan volhard in hulle geloof met God en dat hulle kan verstaan die omstandighede waarin hulle is, dat hulle nie moet moed verloor nie. Ja, die skrywer kom op 'n doeteenvoudige manier en gee dan ook 'n definisie op 'n baie lang manier vir hulle. 'n Definisie wat sê wat geloof is. Geliefdes, maar dan moet ek myself afvra, maar wat is geloof? As ons vanoggend hier moes sit, elkeen van ons met 'n papiertjie en 'n potlood en ons moes skryf wat die definisie van geloof is, dan sou daar 'n paar van ons gewees het wat dalk 'n prentjie teken, anders sou bewoording gebruik het. Maar ek dink nogal dat nie een van ons se definisie dieselfde sou wees nie. Want geloof is om die onsigbare te glo. Geloof is om die onsigbare te sien. Geloof is om die droom van versoening na te streef, om te bly verkondig van die hoop wat daar vir ons is.
Geloof is om daardie uitbundige liefde te gryp, al is dit in 'n wêreld wat donker is. Geloof is om die geleentheid te gryp, al beteken dit dat die wêreld besig is om tot 'n einde te kom. Geloof is om ongeag en ten spyte van alles voluit te leef. En geloof is nie om hoop te kan verloor nie. Geliefdes, maar daar is nog baie ander definisies van wat geloof is. Hebreërs 11 kom op 'n baie mooi manier en skryf vir ons wat die definisie van geloof is. Want ons moet onthou, ons as mense sê so maklik, maar sien is glo. Ja, wanneer ek sien dat 'n leeu vlerke het en soos 'n duif kan rondvlieg, dan sal ek dit glo. Maar tot dan nie. Is dit nie maar ook wat ons soms ook met daardie tipe gesindheid in ons geestelike lewens ook wil toepas nie? Wil ons ook nie so leef nie? Maar dan besef ek dat Thomas eintlik vir ons so 'n mooi voorbeeld hiervan was. Thomas wat nie daar was die oomblik toe Jesus uit die dood uit opgestaan het en aan sy disippels verskyn het nie. Toe sy mede-disippels vir Thomas kon vertel het dat Jesus opgestaan het en dat hy lewe, wou Thomas hulle nie glo nie. Want hy het gesê as hy eers hulle sien vir Jesus, dan sal hy dit glo. Ja, ons lees as te ware in Johannes 20 vers 25 waar Thomas vir sy disippels of vir die disippels sê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Dit was eers toe 8 dae later wat Jesus aan Thomas verskyn het en vir Thomas gevra het om te kom doen dit wat hy voorgenem het om te doen. Thomas se reaksie daarop was woorde wat doeteenvoudig sê, my Here en my God. Maar dan hierdie gelowiges, vir wie die Hebreërs skrywer hier skryf, besef ons dat hulle eintlik maar 'n tipe van 'n tweede geslag Christene was. En as ek praat van tweede geslag Christene, dan bedoel ek dat daar al 'n geslag en 'n tyd verloop het. Jesus Christus was op aarde en Jesus Christus het opgevaar na die hemel. Saam met dit het daar soveel mense tot geloof gekom en het Christene geword. En dit was juis hulle wat al ook kinders gekry het en hulle kinders as Christene groot gemaak het. En dit is hierdie groep mense, ek wil sê wat die tweede geslag Christene is, wat al 'n tyd verloop het. Maar dan verstaan ek hoekom hulle moed verloor het. Want vir hulle ouers wat Christene geword het, wat gehoor het wat die belofte is, wat Jesus gesê het, dat hy weer gaan terugkom en hulle gaan kom haal, was die ouers baie passievol oor dit wat gaan gebeur. En nou is die ouers dalk van hulle oorlede, of oud. Nou is hulle wat kinders was, al volwassene. Maar daardie belofte het nog nie plaasgevind nie. Dit het nog nie gebeur nie. En daarom kom die skrywer van Hebreërs en skryf hier in die preek om juis hulle te bemoedig om te sê, maar hou vas. Moenie moed verloor nie. Hou vas aan julle geloof. God se belofte sal nagekom word op sy tyd en nie op ons as mense se tyd nie. Want dit is juis wat die skrywer hier probeer tuisbring. Want die skrywer wil juis vir die gelowiges sê, sien is nie glo nie. Nee, die skrywer wil eintlik vir hulle sê, wie glo sal sien. Ek wil dit weer sê, wie glo sal sien. Ons moet nie eers wil sien en dan wil glo nie. Dit is so sterk ons geloof moet wees, om daardie vertroue in die Here te kan plaas om te sê, ek glo U en ek sal later sien. Al beteken dit dat dit geslagte na my is. Maar as voorbeeld hiervan, om juis ook te staaf dat hierdie groep gelowiges nie die eerste groep is, wat deur moeilike tye gaan en soms moed verloor nie, gebruik dan hierdie skrywer van Hebreërs klomp verskillende getuienisse uit die Ou Testament uit, om juis vir hulle te sê,
dat hulle ook deur moeilike tye gegaan het. Ons het vanoggend gelees oor verskillende persone. Ek wil hulle rolmodelle noem. Mense wat 'n belangrike rol in die Ou Testament gespeel het. Mense wat se pad ook nie altyd maklik was nie. Mense wat ook maar soms deur moeilike tye gaan. En daarom, as ek myself onderbreek, dan wonder ek sommer vinnig, maar ons as mens, se geloof word tot vandag toe nog getoets. Soms gebeur daar dinge, dat ons ook ons moed verloor. En dan gebeur dit ook, dat wanneer ons moed verloor, dat ons dit nie eers sommer maklik met iemand anders wil bespreek nie. Nee, ons hou dit maar vir onsself, ons raak self mismoedig. Maar geliefdes, met hierdie verskillende persone, wat die Hebreërs skrywer nou net vir ons beskryf het, moet hulle selfs ook vir ons as 'n inspirasie dien, om vas te hou in die geloof wat ons met God het. Om vas te hou om te volhard aan die beloftes wat die Here vir ons elkeen gegee het. Want hulle kom en hulle wys vir ons, al het die dinge nie in hulle tyd gebeur nie, het hulle nie moed verloor, of selfs hulle geloof gelos nie. Hulle het bly in God glo, en hulle het bly vasgehou daaraan. Geliefdes, hoop is vir almal wat God se volgelinge is, gegee. Dit is vir almal beskikbaar, maar nie almal neem dit ter harte nie. Nie almal gebruik dit in hulle lewens nie. Jou hoop is iets wat ons moet aan vashou. Want dit kan soms moeilik wees om te sê dat ek glo in 'n God, maar ek kan hom nie sien nie. Dit moet ook soms moeilik wees om te sê dat ek hou vas aan beloftes wat nog nie gebeur het nie. Maar dit is juis hoop wat die sleutel is, wat vir ons kom gee, sodat ons kan vashou aan daardie geloof, sodat ons kan vashou aan die beloftes wat God ook vir ons gee. Want die wonderlike nuus is, hierdie beloftes van dit wat ons gelees het in die woord van die Here, is nie net vir die mense in daardie tyd bestendig nie. Dit is ook vir ons gegee. Dit geld ook vir elkeen van ons. As ek prakties oor al hierdie beloftes dink, as ek prakties in ons omstandighede op hierdie stadium dink, dan besef ek in die eerste plek, dat ons as mense verloor moed vir verskillende dinge. Maar teen hierdie tyd van die jaar, gebeur dit maar, dat ons eintlik almal maar redelik moeg is. Dominee Benny het so 'n paar weke terug, juis gepreek oor daardie velletjie wat so dun raak, omdat ons nou moeg is. Ja, dalk is ons moeg, en is die rede hoekom ons moeg is, dalk vir die feit dat ons moet werk en die res van Suid-Afrika vakansie hou. Of dalk is die rede dat ons moeg is, dat ons wel op vakansie is, maar dat ons maar hier in die dorp bly, en nie iewers op 'n eksotiese vakansie gaan, soos my buurman nie. Of dalk is ons moeg vir die feit, omdat dit maar net aan die einde van die jaar is, omdat jy wil streef daarna vir 'n nuwe jaar, om nie te begin, 'n nuwe lewe, met nuwe hoop, nuwe uitdagings en nuwe doelwitte, 'n nuwe jy. Of dalk is jy hierdie tyd van die jaar moeg, omdat jou gesondheid deur die jaar ook maar op en af was. Dalk is jy moeg, of beleef jy dat jy moed verloor, omdat jou huwelik nie is wat dit moet wees nie. Omdat jou verhouding met jou kinders nie is wat dit moet wees nie. Of wat ook al. Wat ook al die rede is, hoekom jy moeg is. Maar geliefdes, vanoggend druk dit juis op my hart om te vra, maar ten spyte van dit wat ons alles moeg maak, ten spyte van dit wat ons maak dat ons moed verloor, is die vraag wat ek wil vra, maar wat maak ons omtrent hieroor? Wat gaan ons doen om dit te verander? Moet ons dit verander, of moet ons maar net wag tot dit die tyd van die jaar vir ons sê, dat dit nou 2017 is, en nie meer 2016 nie? Geliefdes, dis Kerstyd, dis Kersfees, dis 'n tyd van vreugde, 'n tyd van hoop. Ja, sommiges van ons vier Kersfees, omdat die wêreld maar sê, dis nou Kerstyd in Desember. Aan die ander kant is daar van ons wat Kersfees vier, as 'n Christusfees.
'n fees waar God vir ons 'n geskenk kom gee het, wat vir ons alles kom verander het. Kerstyd is juis vir my 'n tyd wat my herinner dat ek nie met hoop verloor nie. 'n Tyd wat vir my baie belangrik is in my geestelike lewe. 'n Tyd wat my inspireer. Jesus Christus is juis gebore en daarom vier ons Kerstyd. Want as Jesus nie gebore is nie, wil ek amper sê was die hoop maar baie skraal vir ons gewees. Want Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, het vir ons kom verander. Alles. Hy het gemaak dat ons nie meer verlore sal wees nie. Hy het gemaak dat ons kan lewe en dat ons kan hoop hê. Maar ek besef Kersfees is nie altyd vir almal lekker nie. Kersfees kan dalk in hierdie tyd vir jou moeilik wees, juis omdat jy dalk vir die eerste keer Kersfees moet vier sonder 'n geliefde wat dalk deur die jaar oorlede is. Kersfees kan dalk vir jou moeilik wees omdat jou familie ver is en jy hier is. Of Kersfees kan vir jou maar net 'n tyd wees wat nie lekker is nie, omdat jy nie eintlik altyd dit vier nie en dit maar net 'n dag soos enige ander dag is. Geliefdes, met maar net eintlik 'n week van Kersfees af, kan ek nie anders doen nie, maar as om vanoggend te sê, dat ons moet nie toelaat dat ons moed wat ons verloor, ons vreugde in Kersfees steel nie. Ons moet nie toelaat dat ons verlore raak nie, want dan vergeet ons waaroor dit gaan. Dan vergeet ons wat die oorsprong juis van die rede is, hoekom ons hoop in die wêreld het. Jesus Christus is vir ons die rede waarom ons Kersfees moet vier. Jesus Christus moet juis die hoop wees waarin ons vashou, want hy was nie maar net 'n seun wat gebore is in 'n krib nie. Hy was ook nie maar net iemand wat agtergebleë gebly het nie. Jesus Christus, ons verlosser, het alles vir ons kom verander. Het gemaak dat ons wat vandag Christene is, ook op 'n unieke manier uitleef in 'n wêreld. En daarom bly God en die beloftes wat God vir ons maak, bly dit vir ons die rede om in ons geloof vas te hou. 'n Rede dat ons nie met hoop verloor nie, maar dat ons aan daardie hoop sal vashou. Prakties in ons lewens is daar baie geleenthede waar ons kan hoop hê. Die afgelope 2 weke was daar vreeslik baie nuusberigte oor 'n spesifieke saak en daarom wil ek vanoggend daardie nuusberig ook met u deel. En ek wil u eintlik vra om vir 'n oomblik jouself ook in daardie persoon se skoene te sit. Jy sien jouself vir 'n oomblik as 'n 21-jarige jong man wat met 'n motorfiets is op pad om eksamen te gaan skryf. Sien jouself af dat jy besef dat alles goed gaan verloop en dat jy goed voorbereid is vir hierdie eksamen wat voorlê. Maar dan vanaf nêrens kom daar 'n motor en ry oor 'n rooi verkeerslig. En jy besef wat gaan gebeur en jy trek breek, maar dis te laat. En jy tref daardie motor. Vir 'n oomblik trek jy deur die lug en dan val jy op die grond. Wanneer jy op die grond neergeval het, besef jy dat daar 'n verskriklike pyn in jou been is. En jou been is gebreek. Met die aankomende verkeer wonder jy wat verder gaan gebeur. Jy wonder wat vandag met jou gaan gebeur en of jy gaan oorleef. En dan sien jy dat daar een motor is wat stilhou. Jy lig jou kop op en sien dat daar nog 'n motor is wat stilhou. Ja, dit neem nie lank nie, wat daar 'n klomp taksies is, wat 'n kring om jou gevorm het, om jou te beskerm in hierdie situasie. Wat meer eintlik indrukwekkend is hiervan, is dat in een van daardie taksies is daar 'n gekwalifiseerde paramedikus wat uitklim, wat eintlik op pad was werk toe. Hy is daar op die oomblik om jou ook dan te kan help. Is dit 'n droom of is dit nie? Geliefdes,
Maar vir daardie 21-jarige tikkie student met die naam Elrich Engelbrecht wat in Pretoria gebly het, was dit 'n harde werklikheid wat met hom gebeur het. Ja, vanuit nêrens het daar mense gestop, besef wat hier gebeur het en hom gehelp het. Vanuit nêrens was daar vir 'n oomblik 'n groot stuk hoop vir hierdie Elrich Engelbrecht, wanneer hy dit juis die nodigste gehad het. Mag dit wees dat elkeen van ons ook die hoop sal wees in 'n tyd. Want dit is wat hierdie skrywer van Hebreërs ook eintlik vir die gelowiges wou sê, dat hulle moet hoop hou en nie moet moed verloor nie. Mag ons, maar in hierdie tyd waar Kersfees maar net 'n week van ons af weg is, mag ons juist daardie kers wees wat ons lig laat skyn, wat hoop gee vir 'n wêreld wat donker is, wat moed in mense praat wat moedeloos is, wat lig vir 'n donker wêreld sal wees. Mag ons Kersfees vier as 'n Christusfees. Mag ons vashou aan Kersfees en weet dat dit juis die fees is van Jesus Christus se geboorte wat vir ons alles in ons lewens kom verander het. Amen. Kom ons bid. Here, ons besef dat daar so baie dinge is wat baie keer ons moed steel. Nou Here, dit gebeur soms dat ons op die onmoontlikste tye of die onverwagste tye, dat daar dinge gebeur en dan steel dit ons moed. Here, vandag besef ons ook dat dit nie maar net aardse dinge is wat ons moed steel nie. Maar daar gebeur ook tye in ons lewens waar ons moed verloor oor die beloftes wat U gemaak het. Here, vandag hier uit Hebreërs 11 uit, het ons 'n boodskap ontvang waar ons besef het, dat selfs daardie mense in daardie tyd ook deur moeilike tye gegaan het. Maar Here, selfs dat daardie skrywer vir hulle sê, hulle moet nie moed verloor nie, besef ons dis 'n boodskap wat ons ook ter harte moet neem. Mag dit wees dat ons nooit moed sal verloor nie. Mag dit wees dat ons altyd sal vashou aan U hand en sal weet dat U belofte wel sal geskied. Here, daarom glo ons. Ons glo in U. U wat ons God is, U wat ons Here is, die begin en die einde. Ja, ons Alfa en ons Omega. Amen.